Goeiemôre broeders en susters en kinders, vooraf enkele afkondigings. Die kollektes vandag onder die diens is vir die diens van barmhartigheid. By die deure sal dit vir die kerkas wees. Volgende Sondag se deurkollekte gaan vir evangelisering. Dan het ons die afgelope week het almal ook gehoor die afsterwe van broer Willie van der Merwe, omdat hy 'n hele maand lank ook in die hospitaal was. So wil ons meelewing betuig met Suster Ina, met hulle 3 dogters wat ook aan ons almal baie bekend is, Wilna en Annelies wat ook lidmate van ons gemeente is. En ek wil vra dat ons meelewing betuig deur 'n oomblik op te staan. Baie dankie. Die begrafnisreëlings is Dinsdagoggend 10:00 by Heuningneskrans en dan soos dit ook afgekondig word, is dit 12:00 die erediens hier by die kerk, eerskomende Dinsdag oom Willie se begrafnis. Dit dan wat ons afkondigings voor die diens betref, die ander sal ons na die erediens hanteer. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. By die Here is die fontein van die lewe, en in sy lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met die sing van Psalm 34 daarvan vers 6. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is dit wat lewensduur begeer en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Ons staan vir die sing daarvan vers 6 Psalm 34, waarna ons bly staan om ons geloof saam te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het 'n mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar.
Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan later na die wet van die Here luister, maar ons gaan vanoggend eers by die prediking stil staan, by die woorddiens. Daarom kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike genade is dit nie, om te kan weet dat dit deur u liefde en u genade is, dat elkeen vanoggend ook hier kan wees, dat elkeen van ons die voorreg het om ook na u woord te kan luister. Daarom bid ons, en dis ons elkeen se gebed, dat u deur die Heilige Gees ook in ons harte en ons gedagtes sal werk, sodat ons hier ook meer van u kan leer ken, maar ook onsself leer ken. En dat ons daardeur ook ons afhanklikheid van u kan leer ken. Ons bid dit want ons bely dit ook, ons is sondaar mense, wat sonder u hulp en sonder u genade verlore sal wees. Ons bid ook vandag, en ons het dit vanoggend ook bely, is die Skepper God, wat die hele skepping ook onderhou. Daarom dra ons aan u troue Vader sorg op, elkeen van ons broeders en susters, in hierdie gemeente wat siek is, hulle wat weens hulle ouderdom nie hier saam met ons meer kan by mekaar kom nie. Ons dra hulle elkeen aan u troue Vader sorg op. En ons bid vanoggend ook in besonder vir hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ons vra dat u daar ook die troos van die evangelie sal bring. Ons bid ook vir ons land, en dit bly elke dag ons gebed dat u ons sal verlos van die bose, en dat u koninkryk ook sal laat sigbaar word in die wêreld waarin ons leef. Daarom vra ons vir wysheid, ook vir hulle wat oor ons moet regeer. Want in die wêreld sien ons, daar is so baie deurmekaarheid, so baie stryd, so baie min vrede. Help ons om altyd ons hoop op u te stel. Ons bid ook vir ons gemeente en ons kerkverband in 'n kwartaal wat voorlê. Ons weet van 'n synode wat ook gister klaar gemaak het in Potchefstroom. Ons hoor baie dinge daarvan ook in die nuus. Here, gee ons ook die vrede in die wete dat u en ons Here Jesus Christus ook die hoof is van u kerk hier op aarde. En help ons om elke dag ook voor u te buig. In alles wat ons sê, in alles wat ons dink en in alles wat ons doen. Ons bid ook en ons vra dat u in besonder ons kinders wat hierdie week met 'n skooljaar moet begin, dat u hulle ook sal seën in die werk wat hulle daar moet doen.
Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons alleen kan doen in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanoggend, broeders en susters, Romeine hoofstuk 3, enkele verse daaruit, waarin Paulus die vraag vra, het dit dan enige voordeel om 'n Jood te wees, en het die besnydenis enige nut? Mens kan dit van onsself ook vra, het dit enige voordeel om 'n gelowige te wees, en het dit wat ons in die geloof doen enige nut vir ons? Nou Paulus sê die antwoord is ja, dit het baie, in allerlei opsigte. Die belangrikste is dat God sy woorde aan die Jode toevertrou het. En vir onsself is dit ook so, die belangrikste wat ons moet besef, wat dit beteken om 'n gelowige te wees in hierdie wêreld, is dat God het sy woorde aan ons toevertrou. Nou kom ons luister dan vanaf vers 9, waar Paulus vra, waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as ander? Glad nie, want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde soos giftige slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons alles. Dit weet ons. Alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en besonder dan hierdie laaste woorde, waarin daar staan, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Ons gaan vanoggend ook kyk na Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus, waarin dit juis gaan oor die wet van God, waar die vraag gevra word, waaruit ken jy jou ellende? Waaruit ken 'n mens jou sonde? Dan is die antwoord uit die wet van God. En dan die volgende vraag, wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Dan die laaste vraag, kan jy dit alles ten volle nakom? Dan is die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Nou kom ons sing, broers en susters, in aansluiting by dit wat ons nou ook uit die woord van die Here gehoor het, waarin dit duidelik staan, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Kom ons sing saam Psalm 14 vers 2 en 3. Ons sing die tweede en die derde vers saam, waarin ons sê, God het die mense werk betrag uit die hemel hoë en helder dag, of hy ook by die mensekind verstand met ware godsvrees vind. En dan daardie woorde, maar almal het tot groter kwaad in hulle ontaarding God verlaat. Van almal is hulle dade sleg, geen een wat goed doen in sy weg.
sal hoor, dit is waar Paulus ook aan hierdie woorde gekom het, Psalm 14. Ons sing vers 2 en 3, waarna ons sitplekke inneem. Dit is so, broeders en susters, dat meeste van ons wat vanoggend hier is, ken die wet van God, en besonder die 10 gebooie uit ons koppe uit. Want oor die jare heen steek dit by 'n mens vas. Want elke week in die kerk, elke week in ons eredienste hoor ons die 10 gebooie. Nou wat is die gevaar daaraan? Die eerste gevaar is seker wat ons altyd ook sê is, jy kan die wet van God soos 'n papegaai opsê, sonder om die betekenis daarvan vir jouself te vind. Sonder om dit van toepassing te maak op jou eie lewe. En mens hoor dit nogal maklik. Ek is nie 'n egbreker nie. Ek het nog nie iemand doodgeslaan of moord gepleeg nie. Ek steel by niemand nie. Ek het nog nooit ander gode gedien nie. En kort, is dit maklik om te sê, ek is alright. Niemand kan 'n vinger na my toe wys nie. Want ek het die wet en ek is daaraan gehoorsaam. Nou dis juist hierdie tipe redenasie, hierdie tipe gebruik van die wet van God, wat in ons samelewing nogal al duideliker na vore kom. Daarin dat mense eenvoudig nie meer kan aanvaar wat God vir die mens sê nie. Dat God vir die mens sê dat ons almal is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Ons is net te goed. Inteendeel, daar is selfs mense wat glo dat babietjies word onskuldig gebore. Hulle leer net om sonde te doen later in hulle lewe. Maar dis waaroor ons vanoggend ook 'n oomblik gaan stil staan is, oor wat glo jy en ek oor sonde? Want dit is belangrik om dit te weet, juis omdat ons in 'n wêreld lewe waarin mense nie meer hulle eie sonde wil raak sien nie, en nie meer daaraan herinner wil word nie. Omdat ons in 'n wêreld lewe waarin mense graag ander mense van hulle sonde wil herinner en ander mense se sonde wil uitwys, sonder om na hulle self te kyk. En kort kom dit daarop neer dat mense gebruik die wet eerder om hulle self goed te praat. Maar dis nie wat God vir ons in Romeine 3 leer nie.
Daarom ons tema vir vanoggend in die lig van Romeine 3. God leer ons dat sy wet is die spieël waarin ons sonde moet sien. God leer ons, sy wet is die spieël waarin ons sonde moet sien. Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar dit is belangrik, broers en susters, en ek dink die kinders weet dit ook. Wat sien jy as jy in 'n spieël kyk? Wat sien jy as jy voor 'n spieelkas of 'n spieël in die badkamer gaan staan? Wat sien jy? Dan sien jy nie ander mense nie. Jy sien jouself. En dis ook ons eerste punt vanoggend. Ons ken ons sondes uit God se wet. Ek kan ook sê ek ken myself uit God se wet. Nou dit is so dat in die media en op baie plekke word daar baie gesê en gepraat oor sonde en wat sonde is en wat sonde nie is nie. Maar onthou dit wat ek net nou gesê het, daar word 'n aanslag gelewer op dit wat ons in die gereformeerde kerk oor sonde bely. Juis oor dit vir mense nie meer aanvaarbaar is as hulle in die spieël gaan kyk van God se wet en hulle sien hulle self nie. Want hulle wil graag bly soos hulle is. Daarom gaan ons nou kyk, wat glo ons in verband met ons eie sonde? Wat glo ek oor my eie sonde? Nou, hoekom die deurmekaarheid vandag? Dit is baie eenvoudig, want al die klem wat mense vandag in preke wil hoor, wat mense in die wêreld wil sien, is al die klem moet val op God se genade. Op dit wat Jesus vir hulle gedoen het. Nou wat gebeur dan? Hulle vergeet dat eintlik is dit wat ons glo oor sonde, dit wat ons glo oor God se genade, dit wat ek oor myself glo, dit wat ek oor Jesus glo, is eintlik twee kante van dieselfde muntstuk. En onthou dit, sonder die een verloor die ander een sy waarde. Professor Ami van Wyk het dit so opgesom. Hy het gesê, indien ons vlak dink oor ons sonde, sal ons vlak dink oor God se genade. As ons onsself nie meer as sondaars sien nie, dan het ons nie meer 'n verlosser nodig nie. Dan het ons nie meer vir Jesus nodig nie. En dan gebeur dit wat die wêreld vandag met Jesus maak. Hulle wil hom bloot voorhou as 'n goeie voorbeeld van hoe mense moet leef. Nie meer as die een wat ons van ons sonde en ellende kom verlos het nie. Verstaan nie nou hoekom dit wat ons in Romeine 3 hoor so belangrik is? Ons moenie soos die fariseer wees van wie Jesus ons vertel het nie. Wat die wet gevat het, die 10 gebooie, en vir homself gaan vertel het, hoeveel beter hy is, as die ou wat langs hom in die kerk gesit het nie. Of die ou wat glad nie in die kerk nou kom nie. Ons almal ken daardie gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Daardie tollenaar wat die wet gevat het, dit gehoor het en buite die kerk bly staan het en gesê het, wees my arme sondaar genadig. Sien jy die gebruik van die wet by die twee? Die een vat dit en wil vir homself vertel, kyk hoe mooi lyk ek. Kyk hoeveel beter is ek as al die ander mense. Die ander een sien homself in die wet en sê, wees my genadig. Dis hoekom daardie vraag wat Paulus aan die begin vir die Jode vra, ook vir ons belangrik is. Wat 'n voordeel het ons dan dat ons die wet van God het?
Nou die voordeel wat ons as gelowiges het, is dat deur die middel van die wet van God ons onsself kan leerken as sondaar mense. En omdat ons onsself as sondaar mense ken, daarom verstaan ons wat Jesus Christus vir ons gedoen het. So die voordeel wat ons het, oor mense wat nie die wet van God ken nie, is nie dat dit ons beter maak as ander mense nie. Onthou dit altyd. Inteendeel, die wet bewys vir ons dat niemand regverdig voor God is nie, selfs nie een nie, sê Paulus. Ons almal is sondaars. En dit maak nie saak wie ons is, of wat ons al gedoen het nie, ons almal staan in die mag van die sonde. En die feit dat ons die wet ken, lig ons nie oor ander mense uit nie. Nee, dit plaas ons juis tussen ander mense as sondaar mense. En daarom ontneem dit ons van enige wat mens kan noem selfroem. Enige iets waar jy kan gaan staan en sê, Here, kyk hoe goed is ek, in vergelyking met daardie mense. Nee, onthou dit, so bely ons dit. Daardie vraag 5 van die katekismes, ek is van nature geneig om my naaste te haat. Ek self is 'n sondaar mens. En daarom sê ons ook, en die vraag word gevra, wie sal op sy eie wil roem? Wie sal oor homself wil groot praat of homself wil goed praat, as ons weet, dit wat ons vlees bedink, is eintlik vyandskap teen God. So dis die belangrike, ons volgende punt, wat die wet ons oor onsself leer. Wat ons sien as ons in die wet gaan kyk. Die belangrike is dat ons nie dit reg kry om in ons lewe self aan die eis van die wet te voldoen nie. Daar was nog nooit, sal ook nooit 'n mens wees wat volkome in liefde vir God en sy naaste lewe nie. Behalwe ons verlosser Jesus Christus. Hy wat so glo ons in ons plek aan die wet van God voldoen het. Ja, die hele wet en die profete, sê Jesus vir ons, word saamgevat in die liefdesgebod. Maar die hele wet en die profete wys vir ons na die liefde van God in Jesus Christus. En daarom die kennis van ons sonde, dis waarna toe die wet van God ons bring. Hoekom? Want die wet van God bring ons na Jesus Christus toe. Daardie besef dat ek met my hele hart, met my siel, met my verstand teen God gesondig het, daardie besef van ek is ook soos ander mense sondaar. En dis juist wanneer 'n mens jouself sien vir wie en wat jy werklik is. En hoor hoe mooi kom Paulus dan. En hy gaan na die Ou Testament toe en amper hierdie hele stuk waarna ons vanoggend geluister het, gaan haal hy vir ons uit die Ou Testament uit aan. Dan wys hy vir ons wat leer die wet ons oor onsself. Dan teken hy vir ons 'n prentjie wat ons in die spieël moet sien. Die eerste ding wat hy vir ons wil wys in vers 10 tot 12, mens kan praat ook van die universele staat van sonde. En daarmee bedoel ons dat ons almal, alle mense, die hele mensdom in sonde ontvang en gebore word. En die opmerklike is, as Paulus is negatief as hy daaroor praat en die vraag gevra word, is daar een wat regverdig is? Is daar een wat sonder sonde is? Is daar een wat die wet van God nakom? Dan sê hy die heeltyd, selfs nie een nie. Daar is nie een nie, selfs nie een nie, sê hy.
Almal sê hy het ontaard, almal het afgedwaal. Want die hele mensdom vasgevang in sonde. Maar onthou dit, ons kan nie hieroor praat sonder om te besef dat eintlik gaan dit in Romeine oor die regverdiging. Wat bedoel ons met regverdiging? Hoe God na ons kyk, hoe God ons sien. En dis juis, ons moet besef dat die wet van God, die 10 gebooie, ons op ons eie ongeregtigheid, ons eie onregverdigheid voor God wys. Sodat ons in die geloof in Jesus Christus geregverdig voor God kan verskyn. Want enigeen wat dink sonder Jesus kan jy regverdig wees, kan jy sondeloos voor God gaan staan, verstaan nie die wet van God nie. Weet nie wat genade beteken nie. Kom ons sê dit so, as die Heilige Gees nie iemand se verstand verlig en die werklike betekenis van die wet van God vir hulle bring nie, is dit vir hulle onmoontlik om hulle eie sonde raak te sien. En die wet maak ons dus bewus van ons sondige leefwyse. Dis wat hy in vers 13 tot 17 vir ons wil skets, en dan gebruik hy 2 mooi beelde om dit vir ons te verduidelik. Die eerste is die van 'n mens se keel, jou tong, jou lippe en jou mond. Nou weet ons wat dit is, dis jou spraakorgane. Dan sê hy eintlik, as jy na die wet van God gaan vat en jy gaan kyk na dit wat jy elke dag sê, dan gaan jy dadelik jou sonde raak sien. Want dit wys Paulus vir ons in die gedeelte ook, die mens se woorde is gevaarlik, dis bedrieglik. Dodelik soos giftige slange, sê hy, dit lei tot vervloeking en bitterheid by mense. En ons almal ken dit. Jesus self leer dit ook vir ons. Uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis en kwaadpratery. Uit die hart van die mens. En ons almal ken die spreekwoord, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit sê Paulus vir ons monde, ons almal se monde, loop oor van die sonde wat binne in ons is. Maar onthou dit, is nie net wat jy sê wat sondig is nie, is nie net wat jy binne in jou hart beleef, wat jy dink wat sondig is nie, ook wat ons doen is sondig. En daar gebruik hy nog 'n goeie beeld. Hy gebruik die van jou voete en jou voetspore, en dan sê hy dit so mooi, ons laat 'n spoor van verwoesting agter ons. Oral waar die mens betrokke is, waar die mens deur die geskiedenis was, kan jy maar gaan kyk, daar lê 'n spoor van liefdeloosheid, 'n spoor van afbreeking, 'n spoor van vernietiging agter ons. In die vernietiging van mekaar en God se skepping. En dis juist waar die kern van die probleem lê. Niemand, sê hy, het ontzag vir God nie. Dit bring hy uit Psalm 36 uit na vore. Dan sê hy, niemand het ontzag vir God nie. Dis die wesenlike van die sonde, dat ons nie rekening hou met God se heiligheid, met God se regverdigheid en met God se wil nie. Dat ons eerder doen waartoe ons sondige natuur ons aanspoor, dit wat ons wil hê, dit wat ons begeer. En dis juist hierdie sondige natuur wat ons in die wet van God moet raak sien. Elke keer as ons na die wet van die Here luister, hier in die kerk of by die huis of waar ons ook al daaraan dink, moet ons raak sien wie ons is.
Want so sê Paulus dit net 2-3 hoofstukke verder. Die wet is heilig, sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Die wet wys juis vir ons alles wat ons nie is nie. En daarom, broeders en susters, so ons kan afsluit, sê ons vir mekaar, God se wet is die spieël waarin ek na myself moet gaan kyk. Die spieël waarin ek my eie sonde moet raak sien. En soos 'n spieël vir jou wys hoe jy lyk, so kan jy in die hand van die wet van God gaan sien hoe vuil jy is van die sonde. En wie dit raak sien in sy of haar eie lewe, sal dan weet, sonder Jesus is ek verlore. En daarom as ons vir Paulus kan aanhaal, wat sê Paulus as hy in die wet van God gaan kyk? Wat moet ek en jy sê as ons in die wet van God gaan kyk? Hy sê ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar in my doen en late 'n ander wet. Die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. En as jy jouself so raak sien, dan kan jy nie anders as om uit te roep, ek elendige mens. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan nou luister, broeders en susters, na die wet van die Here. Ons doen dit in die hand van Eksodus 20, soos dit ook opgeteken is, in Sondag 34, waar die vraag vir jou gevra word, hoe lui die wet van die Here? Dan staan daar geskryf, God het al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan hoe word hierdie gebooie ingedeel? Dan sê ons, soos Jesus ons geleer het, en soos God het vir Moses gegee het in 2 tafels,
waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer oor hoe ons teenoor God moet gedra en die tweede in 6 gebooie oor wat ons aan ons naaste verskuldig is. Ons gaan nou saam sing, broeders en susters, in antwoord op die woord van die Here, Psalm 119, waarin ons saam sê, Heer, my God, U is regverdig, U verordening is reg, U getuienis is billik, en die waarheid waar en heg. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 119 vers 50, waarna ek in gebed sal voorgaan. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons wil vanoggend vir U dankie sê. Dankie sê vir U woord wat U ook vir ons gegee het. Dankie sê vir U wet, wat U self vir ons op 2 kliptafels geskryf het. Dankie dat ons vanoggend weer in die spieël daarvan kan kyk. Help ons dan om elke dag onsself te sien vir wie ons is, te sien wat ons doen, wat ons sê en wat ons dink, wanneer ons in die spieël daarvan kyk. Sodat ons ook daardeur gedring sal word om te soek na die verlossing wat daar is in Jesus Christus ons Here. Dat ons sal besef, ons kan alleen sondeloos en onbevlek voor U staan deur ons Here Jesus Christus. Ja, gebruik U wet om ons na Hom toe te bring. En laat die Heilige Gees ons ook so lei, dat ons in reaksie op dit wat ons besef het, teen die sonde in ons eie lewe sal stry en sal oorwin. Oorwin deur ons Here Jesus Christus. Dat elkeen van ons na onsself sal kyk, en nie net altyd ander mense deur U wet wil beoordeel nie. Maar dat ons eie lewens in die lig daarvan sal sien. Ons vra dit, want ons glo dit. Ons is sondaar mense, wat alleen lewe deur die genade wat daar is, in Jesus Christus ons Here. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee
vir die diens van barmhartigheid. Kom ons loof die Here, Psalm 97, daarvan vers 1 en 6. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande. En dan ook in vers 6, beminnaars van die Heer, haat wat sy naam onteer en wandel in sy weë. Kom ons staan en ons sing saam die eerste en die 6de vers, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
enkele afkondigings vanoggend, broeders en susters. Ek dink ons almal kan sien daar's vanoggend tee, want die susters gaan uit. Dis altyd so, as daar tee is, die wat skink gaan mos eers uit, as die dominee begin met die afkondiging. So, vanoggend na die diens is daar tee, soos almal kan vir 'n rukkie daar gaan saam kuier. Net 'n herinnering, die Montana Poort erediens begin 10:00, so ons moet 20 voor 10 moet ons van die terrein af wees. So net 'n herinnering daaraan, 20 voor 10 moet ons van die terrein af gepad, sodat hulle die kombuis kan regmaak en die kerkgebou vir hulle erediens om 10:00. Dan, broeders en susters, 'n herinnering aan die susters saamtrek, onthou die datums wat belangrik is. Dis ook op die jaarprogram deurgesit. Die suster saamtrek se inligting is ook op die borde. Ons vra dan ook, soos ons dit nou al by herhaling gevra, die blikkies met wat die susters nodig het. Bring dit asseblief. Ons sal elke week nou herinner. Ek dink ons kort 150. Ja, dis nie so baie nie. Ek weet oom Barry het sy baked beans vir my gebring en gesê hy eet dit nie. So ek het hierdie week 2 blikkies baked beans by hom gekry wat ons moet eet voor die 14de Februarie. So vir die susters, onthou dit asseblief die volgende maand en 'n half, en die broeders wat ook kan help daarmee, die volgende maand en 'n half, die susters saamtrek van 7 Maart. Dan die ouderlinge se vergadering môre aand om 6:30, toerusting vir die jaar wat voorlê, en dan die 27ste Januarie die silwerkrone. Ons vra dat ons ook dit in ons ore sal knoop en volgende Sondag ook die inligting daarvoor sal kry. Dan die kinders, volgende Sondag, onthou dit, die hoërskool en die laerskoolkinders katekisasie opening met ons erediens saam. Volgende Sondag maak ons gereed vir die jaar se katekisasie wat voorlê, die 25 lesse vir die jaar. En dan, broeders en susters, die belangrikste afkondiging bære ek juis vir laaste vandag, vir almal wat hierdie week verjaar, in besonder dan broer Richard Gibbons wat vandag 81 is, dan die Nookie Venter is môre 98, dit klink eintlik snaaks, sy is môre 98, en dan oom Willie Du Plessis is donderdag 83. En ons wil vir hulle en vir almal wat hierdie week verjaar, die seën van die Here toebid. Ek sien Sanette is hierso vanoggend en daar agter sit mense wat verjaar. So ons wil vir almal wat hierdie week verjaar die seën van die Here toebid, en besonder ons dankbaarheid ook vir die besondere mylpaal vir Tannie Nookie wat 98 word môreoggend. Dit dan wat ons afkondigings betref, kom ons gaan drink tee.